Goeiemôre, 29 Oktober en hier volg die wêreldnuus. Kom ons skop hom af met so ietsie op 'n ligter noot. So, hierdie ou, nou net klaar met business school, hy het accounting geswat, hy gaan soek vir hom werk en hy kom by so klein besigheidjie aan. Vra die bestuurder of die eienaar daar, maar hy het geadverteer, hy soek 'n accountant. So hy kom toe daar aan. Hy sê, "Wel, ek is nou net uit die skool uit, het jy vir my accounting job?" Die ou onderhoud hom en so aan en hy sê later vir hom, "Kyk, ek soek nie regtig 'n accountant nie, maar dit is eintlik wat ek soek, maar ek soek iemand wat my worries kan wegvat vir my af." Hy sê, "Wat bedoel jy met worries?" Hy sê, "Nee, my finansiële worries." Hy sê, "Oké, dis wat accountants doen, ons maak seker die boeke balance en al daai goeders." En so onderhandel en die ou sê, "Oké, as jy asseblief môre kan begin, jou salaris sal so $80,000 'n jaar wees." Accountant kyk hom so, $80,000? Hoe kan so 'n klein besigheid so 'n salaris vir iemand bekostig? Die ou sê vir hom, "Ja, dit is jou eerste worry wat jy moet vir my fix." So, kom ons gaan dan in die nuus toe. Groot nuus nog steeds. Laaste paar dae is Hurricane Melissa. Hy's nou oor Jamaica en hy's nou op pad om in Cuba in te gaan. Groot, soos ek gesê het gister, ongelukkig groot skade gemaak in Jamaica. Groot skade. Hulle kan nog nie al die skade bepaal nie, want 'n sekere deel is nog onbegaanbaar. So hulle sal seker daarby uitkom soos die waters wegtrek, jy weet. Gelukkig is dit 'n mountainous area, so baie water sal vinniger wegtrek as wat dit 'n plat area is, waar die waterdam bly staan vir 'n lang ruk. Maar daar's baie skade op pad. Die een positief, nou uit Hurricane was Hurricane 5, category 5 toe hy gister oor Jamaica is. Oornag, omdat Jamaica hoë berge het hy gedrop na 3 toe. En Hurricane 1, 2, 3, 4, 5 is net die verskillende windspoede wat dit bepaal. So Hurricane 5 is die hoogste. Vir die wat dit nou nie weet nie. Hy het gedrop na 3 toe, maar hy's op pad Cuba toe ons besig om proses op te tel weer na 4 toe, teen die tyd wanneer hy Cuba vang. En daarna gaan hy oor die Bahamas gaan en dan teen môre aan sal hy by gaan hy oor die Bermuda eilande gaan. So hy bly in die Atlantiese Oseaan. Nou gister is gemeet die laagste pressure ooit met 'n storm by Cuba, by Jamaica was 892 millibar. Nou as jy weet, standaard air pressure is 1013.2 millibar. Hierdie was net 892. Nou wat beteken dit? Die low pressure wat 892 is, buitekant is nou standard 1013, of 'n high pressure wat hoër is dit is. Die lug vloei van die high pressure na die low pressure. Hoe laer die low pressure is, hoe sterker kom die wind af na die low pressure toe. So dis hoe die windspoede verander. En dit het dan windspoed gehad, standaard windspoede van 185 myle/uur. Die hurricane vliegtuie wat ons deurstuur van die US Air Force om die goed binnekant die hurricane te meet, het in die lug, net bo in die surface, binne in die hurricane, windspoed van 215 tot 245 myle/uur gemeet. Nou, soos ek gesê het in eerste dag of op maandag, die hurricane het baie stadig beweeg, 2 tot 7 myle/uur. Met ander woorde, hy baie stil gestaan bo in Jamaica. Die een voordeel of die een positief van hierdie hurricane, soos hy op pad is na Cuba en Bahamas toe, is besig om ernstig spoed op te tel. Nie spoed en windspoed nie, die windspoed, die hurricane se windspoed is besig om af te kom, maar die spoed wat die hele system beweeg. En hoekom is dit 'n positief? Want nou gaan hy baie vinniger oor Cuba en Bahamas hardloop, hy gaan nie daar staan en draai die hele dag op stilstaan amper, hy gaan baie vinniger oorbeweeg. So die kanse dat die skade minder sal wees is daar, want die spoed van die hurricane self, die windspoed binne in die hurricane is stadiger en ook die hurricane beweeg vinniger oor. So hy staan nie vir ure op een plek en stoot 'n plek met 180 myle/uur wind heeltyd en damp liters en liters en gallons water op die plekkie. Nou Suid-Korea, en jy weet mos Trump is besig met 'n besoek daar in die ooste. Hy's nou by Suid-Korea gewees. En soos al die ander lande wat nou vir Trump besoek en hy hulle besoek, groot trade deals. So, eerste ding wat uitgekom het, Suid-Korea het hulle
tariffs wat hulle teen Amerika ingestel het gedrop. En dis is verwag. En ook in dieselfde asem het hulle $350 biljoen se investments in Amerika gemaak. So Trump se besoek het weer groot geld afgegee vir die United States om die ekonomie te boost. En dan ook is daar nou groot planne vir die trade talks en die meeting tussen Trump en Xi op Saterdag. En daar's klaar sprake dat China het klaar goeders verloor, benefits goed verloor, wat hulle opgedruk het teen Amerika. So, ons sal sien wat kom uit daai en uit Saterdag. Dan is daar's nou, onthou ek het rapporteer voor in die week, daai een stad daar so in Sudan, wat deur die paramilitary rebels oorgevat is nou, die dorp se naam is El Fasher, daar in Sudan. Daar's nou reports van mass killings daarso. Baie van is Christians, so daar sal meer as 2000 mense dood in die laaste paar dae en hulle vermoed nog baie gaan doodgaan. So ongelukkig, dis nog wat rebelle doen, oorlog. In die naam van geloof blykbaar. Jy weet, die moslims wat sê hulle het die pure religion wat daar is, maar kyk hoe moor hulle mense uit in die naam van hulle geloof. Verstaan nie daai nie. En dan was daar ook gister en vandag die dodelikste dag in Gaza sedert die skietstaking. Hamas hou aan om skote op Israel te doen en rockets in Israel se rigting te skiet op die soldate. En dan dink hulle Israel gaan niks doen nie, hulle gaan respond. So jy skiet 'n RPG-7 rocket op 'n Israeliese weermag, hulle gaan met 'n F-35 terugkom met 1000 pond bomme aan. Dis hoe mense respond. So die lyk met die Hamas leiers, hulle wil nie opgee, hulle wil hulle wapens opgee, hulle wil leadership opgee nie. Daarin tot hulle gaan opgee, gaan nog steeds aangaan. Dan kom ons by die history vir vandag. Die enigste interessante een wat ek uit die history, daar's 'n hele klomp goed in die history, weet vliegtye wat geval het en so aan, en 'n paar bombings oor die wêreld. Maar die eerste een wat ek wil uithaal vandag is vandag, die 29 Oktober in 1998. Het die TRC, die Truth and Reconciliation Commission daar in Suid-Afrika, hulle report beskikbaar gemaak, wat nou gesê het, daar was atrocities aan al twee kante gepleeg en so aan, maar hulle het meer die blanke mense interview as die swartes. En daar wat hulle gedoen het, is hulle het informasie uitgetrek en daar uit hofsaake goed gemaak. En kyk wat trek ons vandag. Daai hele ding het niks beteken nie, behalwe om klomp met mense in die tronk te kry en te arresteer. En daar gaan dit net omgedraai vandag. Gaan die regering aan soos hulle aangaan en die land sit in 'n diep put. Soos ek voorspel het, paar dekades terug, die land gaan val soos in 'n put, soos in die ander Afrika lande, en om dit daar uit te kry is amper onmoontlik. So, dis dan ons nuus en ons history vir vandag. Ek sien mekaar weer dan môre. Geniet die dag.